Wat sê die Bybel oor die huwelik? Baie mense dalk baie vrae en baie misconceptions of misperceptions oor die huwelik en die rol van die man en die vrou. So vandag gaan ons bietjie kyk net wat sê die Bybel oor die huwelik. Ons gaan nie daaroor redeneer of opinies gee nie, net bloot wat die Bybel sê oor die huwelik. En ons begin by Genesis 2 vers 24. What better place to start than at the beginning? Genesis 2 vers 24 sê vir ons: For this reason, a man will leave his father and mother and will be united to his wife, and they will become one flesh. Interessant, hy begin hy sê for this reason, want in vers 23 sê, the man said, dis na Jesus die vrou gemaak het, the man said, this is now a bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. And then, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. So die Bybel sê vir ons, is 'n hele nuwe verhouding, 'n nuwe tyd in ons lewens. They will be one. They will become one flesh. Die huwelik is 'n unity waar twee een word, sê Genesis 2 vir ons. Wat sê die Bybel nog vir ons? Ons lees verder in Efesiërs 5 vers 25. Efesiërs 5 vers 25. Lees ons wat sê Paulus oor die huwelik. Hy sê, husbands, love your wives. Nou, julle dalk gedink, ek gaan die gedeelte lees waar hy praat oor die vrouens wat onderdanig moet wees aan die mans, maar hy begin, in Engels praat ons van precedes, die een kom voor die ander. So wat is die een kom eerste? Hy sê, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Dis waar dit begin. Mans, wees lief vir jou vrou, net soos wat Christus die kerk lief gehad het en sy lewe opgeoffer het vir haar. En dan vers 26, to make her holy, cleansing her with the washing, her by the washing with water through the word. So dit begin deur mans wat lief moet wees vir hulle vrouens, net soos wat Jesus vir die kerk lief het. En Jesus het sy lewe opgeoffer. En dan lees ons later in Efesiërs waar dit sê die vrou moet onderdanig wees aan die man. So, wat sê die Bybel oor huwelik? Dat dit begin of dit word gewortel in 'n man wat lief is vir sy vrou, net soos wat Jesus vir die kerk lief gehad het. Hoe lyk daai liefde? Daai liefde is bereid om sy lewe op te offer, sodat die vrou die beste kan kry, of dan die bruid wat ons is. En dan in die regte lewe, die bruid ook. Verder lees ons in, ek weet nie wat dit is in Afrikaans nie, Ecclesiastes 4 vers 9 en 10. Nou hierdie praat nie noodwendig soseer oor die huwelik nie, maar dit praat en dit verduidelik vir ons wat gebeur wanneer twee saam is, wanneer twee een is, of wanneer twee in unity is. Ecclesiastes 4 vers 9 en 10. Two are better than one, because they have a good return for the work. Verse 10, if one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up. Het sê vir ons dat in 'n huwelik is daar ondersteuning. As een val, is die ander een daar om die ander een op te tel. Twee is beter as een, because they have a good return for their work. En laastens lees ons in Hebreërs 13 vers 4. Hebreërs 13 vers 4 sê vir ons, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Marriage should be honored by all. En ons sien dit nie noodwendig in vandag se tyd nie. Huwelik is 'n kontrak waar ons kan kom en gaan soos wat ons wil. Maar wat sê die Bybel oor huwelik? Huwelik moet geëer word deur almal, nie net die wat in die huwelik is nie, maar deur almal wat buite witnesses is van hierdie huwelik. Marriage should be honored by all, and a marriage bed kept pure. So hy praat van purity, van reinheid, van dit wat binne die huwelik gebeur is spesifiek vir dit wat binne die huwelik voorgemaak is. En dan gee hy waarskuwing, hy sê, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. So hy begin met die huwelik wat geëer moet word deur almal, en dan gaan hy aan en hy sê, if you do not,
God will bring judgment. So, wat sê die Bybel oor huwelik? Ons lees in Genesis dat die man en die vrou een word, dat die man will leave his mother and cling to his wife, en hulle sal een word. En dan lees ons in Efesiërs 5, mans wees lief vir julle vrouens. Dit is waar dit begin. Dit is die beginpunt van die verhouding, net soos wat Jesus vir ons lief het. In Ecclesiastes 4 vers 9 en 10 sien ons hoe daar ondersteuning is binne die huwelik. Daar is veronderstel wanneer daar twee is daar ondersteuning. En in laastens moet die huwelik geëer word deur almal wat deel is van huwelik en almal wat witnesses is van daai huwelik. En dit is wat die Bybel sê oor die huwelik.